Oh, dis 'n waarheid. There was Jesus. There was Jesus. As jy kan amen sê op dit, staan op jou voete. Wie kan getuig dat hy was toch altyd daar? Come on, julle kan die Here baie beter prys. Amen. Hy was toch altyd daar. En ek het niks vir iemand, hy sal nog altyd daar wees. Hy's gister en vandag. Kom aan, jy kan dit nog nie verstaan nie, julle wat gisterand hier was. Hy is die begin. Maar hy is ook. Kan ons hom net 'n crazy prys gee. Amen. Halleluja. Wow. Amen. Prys die Here, baie dankie. Dis so lekker hier. Pastoor, dis baie lekker hier, hoor. En baie dankie Pastoor Wippie en sy sit alleen in die gemeente en die raad, Pastoor Gert, vir die wonderlike voorreg wat ons het om hier te kan wees. Nou ek weet dis 'n cliché, dit is amper soos type and play, jy weet, jy moet maar by al die plekke dankie sê, maar ek sê dit baie spesiaal vanmôre. Ons het hom gisterand, we felt the hem of his garment in hierdie plek, ja. Wow, was die Here dan gisterand in ons teenwoordigheid en in ons midde, en weet jy wat is so awesome is, dat hy hoef dit nie te doen nie. God is still God without you. Ja, julle hoor nie, but we are nothing without him. Amen. Of ek daar is, of jy daar, of jy hom nou 'n prys of nie, as jy dit nie doen, nie gaan die klippe dit doen, iemand kan hom prys. Amen. En so he's God all by himself, en hy het nie 'n raad nodig om te besluit wat hy gaan doen nie. Halleluja, as hy dit ding doen, dan doen die Here dit, en ek het niks vir iemand, as hy besluit het, dat hy jou gaan seën, is daar te min duiwels op hierdie aarde, nee, julle, amen, en dis so lekker om hier te wees, en dis vir my 'n baie besonderse voorreg, my moeder al die pad daar van Parys afgekom, né? En oupa is nou so 2 jaar, mami, die Here hom kom haal, en sy dien ons steeds die Here. Ek dink die volgende vlak in haar lewe is burgemeesteres van Parys. Heerlik, julle verstaan nie, hoor. Sy move daai ou tannie, hoor. Kyk, sy move, hoor, so sê. Nou julle gaan vanmôre sien waar kry ek my gene vandaan, hoor. Ek kry dit van haar. Sagste deel van ons is ons tande. Amen. En as jy die voordeel het dat jy jou tande op die bedkas jy kan sit jy hom in resin. So ons is hard, maar ons is lief vir die Here, en dan natuurlik Pieter en Sanet, is so lekker om julle te sien, en al die bekendes. Charles, waai vir my daar agter. Ek en hy is al baie jare vriende, en hy het nou al die pad van die Westerrand afgery om vanmôre hier te wees. En dan natuurlik, kan ek gevra al my kinders en my kleinkinders het opstaan asseblief. Ek weet hulle gaan my roer na die tyd. Kyk, is hulle nie mooi nie? Kyk dan net daar, amen. Prys die Here, en ons is so bly hulle is vanmôre hier. Al 5 my kleinkinders. Caleb, staan gou op. Dis nie een wat die verjaarsdag geword het, wat gesê het, ek kan nie wag om klaar te wees met skool nie. Ai. En weet jy hoe moes ek my gisterand nou inhou, om nie die geheim deur te gee? Nee, wanneer het ek het gehoor? Melissa, was het voor kerk, nee? Ja, voor kerk. Ek moes nou alles inhou, dat ek, maar my vrou het nie idee gehad, hulle is hier nie, hoor, en ek het vir Pastoor Wimpie gisterand gesê, ja, dat ons kinders van die Kaap gaan hier so wees vanmôre, en ek is so bly, hulle is hier. Maar wie, ek is so bly, jy's ook hier, man. Wil jy nie hand op jouself sit? Dan sê jy self, baie welkom, by Leiding Christus Kerk, Heidelberg. Ok, so traai jy nou vir die ouens daar buite, sê niemand het jou verwelkom, jy hoor? Ag, ok, hulle maar, dit is so lekker by julle, en ek glo vanmôre gaan die Here verder, waar ons gisterand opgehou het, né? Kom aan, julle ouens, kan ons bietjie verder gaan? Amen.
Julle wat gisteraan nie was, sê vir iemand, you ain't seen nothing yet, hoor. Jy het nog niks gehoor nie. Vanmôre gaan die Here iets oopmaak en alle eer aan die Here. Want waar hy is, dis hemels daar. Amen. En dis so wonderlik vanmôre, net om hier te kan wees. En ek beloof vir julle, my kinders vlieg vanaand Kaap toe. En ons vat hulle sommer van hier af lughawe toe. Ja, julle gaan nou snap. In elk geval, vat jou Bybel en maak oop by Genesis 37. So lekker in die huis van die Here. Pas so Wimpie, hier is so mooi gees, hier is so mooi atmosfeer. Wie van julle ervaar, hier is so mooi atmosfeer in hierdie plek, hoor. En weet jy wat, is dit alleen, dis nie iets wat jy kan fake nie. You either have the anointing or you do not have it. Verstaan? Ons kom by 'n redelike paar plekke, en jy kom by plekke waar jy kan sien, weet jy, is nou iemand wat nou gasspreker, kom ons moet daarom ons beste voorsit. Nee, you either have the anointing or you do not have it. Nee. En dat is nou gisteraan gekom wat, I have found my servant David. I have found a church. Wat is hierdie? Wat is Mpumalanga, wat is hierdie, né? Waar is ons? Shame, sorry, niemand is perfect. I have found a church in Gauteng. And I've anointed her with special oil. Amen. Prys die naam van die Here. En ek gaan vanmôre net so 'n paar oomblikke met jou gesels en ek glo dat die Here gaan vanmôre iets baie besonders vir iemand doen. Is jy reg vir 'n blessing wat net die Here jou kan gee? Ag, kan ek vra ons het staan terwyl ek lees asseblief? Baie dankie. Charles en jou vrou ook daar van Parys af. Dankie dat julle al die pad gery het. Oor hulle bid daar by die lede en Christus is na Parys, maar hy het nou vanmôre weggeloop hierna toe. Mag niks vir sy pastoor sê nie, hoor? OK. En dan u Paul is hier so, né? Die gemeente. Baie dankie dat julle ook gekom het. Genesis 37, Jakob gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Nou kyk, net daar is klare preek. In die land van die vreemdelingskap. Kan ek gou vir jou sê, jy bly in Gauteng en ons is 'n KZN, maar ons bly eintlik in die land van die vreemdelingskap. This world is not our home, hoor. Ons gaan net verby. Amen. Prys die Here. Dit is die geskiedenis vir Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk. Met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. Ja, Jakob, né? Besig. En Josef het die slegte gerug oor hulle na sy vader oorgebring. En Israel, dis Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Ek hou van die Engelse vertaling, a coat of many colors. Ek gaan nou nie in dit ingaan vanmôre, maar kom ek teach jou gou iets, hoor. It was not a woven coat. Onthou jy hierdie blokkies komberse wat die tannies gemaak het? Maak hulle hom nog, hulle hekel hom. Jy sien by tweede oggend jy omdraai en so klein toentjie daar deur 'n gat. Kyk, Renier, ek het een ding gemeen. Kyk maar hierdie lang pyjamas, as jy so omdraai en jy draai en die broekspyp draai nie. Gooi ek daai ding by die kamervenster uit, hoor. Nee, ek raak claustrofobie. Maar hier is die ding. Dit was nie blokke nie. Dis nie 'n blok, 'n blou, it's a coat of many colors, né? It wasn't blocks. It was a dyed coat. Daar's 'n boodskap in dit. Want as jy hou van die blou seisoen in jou lewe, kan jy die blok uitskeer en daar bly. Maar omdat die Here nie wil jy maar daar bly nie, it's a dyed coat, die kleure smelt in mekaar in. Jy het geen beheer oor die seisoene in, oh my goodness. Jy het geen beheer oor die seisoene in jou lewe nie. Maar jy sien, ek het nou nie gisterand gesê nie, pastoor, ek gaan sommer preek terwyl staan. Ek het nou nie gisterand gesê nie, in hoofstuk 17 van Genesis, van 1 Koning 17, het Elia ons by die spruit gelê, né? Is 'n krit, né? By die spruit gelê, né? En wat doen dan? En die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die een bring brood en die ander een vleis, want dit was seker in die Vrystaat gewees. Dis mos wat hulle eet, die stapel voedsel in die Vrystaat, is vleis en brood. So my tannie so goed lyk. Okay, maar dis dit. Maar hoor jy so, hier is die boodskap. En God voer hom, God fed him
Tot God wou gehad het, hy moet skuif, toe laat hy die rivier opdroog. Ai, yes, ek jou klaar verloor. When order God prepares you for an elevated level, moet hy sekere comfort goed by jou begin wegvat. Anders te bly jy daar lê, en die Here sê, maar kom ek vat dit gou 'n bietjie jou support onder jou uit, dat jy bietjie meer kan begin bid. Ag, en jy gaan ons kerk hou van ons speel vanmôre, né? Okay, maar dis wat gebeur, Josef. It was not a block coat, want hierdie kleure stel seisoene voor in jou lewe, en as dit 'n blou seisoen is, en jy like 'n blou seisoen, sal jy graag daarvoor bly, maar die Here sê, is nodig baie keer, dat jy die grys seisoen ook gaan. That's why it was a dyed coat. Come on, you do not have control of the seasons in your life, but you can control how you grow into your next season. En dis nie eers die preek nie, jy kan maar sit. Ek dink ek kan daar amen gesê het. Had jy klaar jou preek gehad? Nou ek wil net gou so 'n paar oomblikke met jou gesels. En wat vir my baie besonder is van hierdie is dat daar is soveel boodskappe. Maar daar was so, ek dink is so 5-6 jaar terug, pastoor, ons het gisterand uitgewerk, so dit 5 jaar terug. Ek dink was so 7 jaar terug, net so voor COVID. Toe, ek wil nou nie sê, maak ek en die Here iets uit met mekaar, want ek klink nog glad nie reg nie, maar het ek eintlik vir die Here gevra, laat ek eerder so stel. Toe sê ek, Here, daar moet iets meer wees. Was jy op 'n plek gewees waar dit met jou so goed gaan, it gets boring. Oh, dis nou dat pas so gerd, ek het dan nou so verloor so wat jy pastousies op 'n breakfast verloor, hoor. Pas so jy moet nou nie aan my comfort vat nie, hoor. Well, I'm going to shake your world this morning. Nee, jy sê, hulle gaan nie verstaan nie. Jy kry nie 'n waterlemoen in 'n banksakkie nie, hoor. Ek gou aan daar was julle wat gisterand hier was. Jy kry nie waterlemoen in 'n banksakkie nie. Jy kry 2 liedjies in 'n bankpassore nie, dis die droom wat ek gehad het. Jy kry 2 liedjies in 'n klein banksakkie in. En dis wat ek kry. Maar God sit 'n waterlemoen langs daai banksakkie en sy try daai blessing daarin kry. Ek het nou nie dit gebring, ek wou het gebring het. Ek het nou gepreek by 'n plek tot ek 'n maatpad, 'n tape measure. En toe sê ek, weet jy wat, die grootste ding wat in jou pad staan vir jou volgende blessing, is die tape measure wat jy in jou hand het. Want jy dink, jy kan God sit alles wat jy doen net in hierdie boks, jy vat daai tape en smyt hom weg, want wat God vir jou instoor het, kan jy nie in 'n boks sit nie. Kan 2 mense net die Here prys. Ek kan nie alleen kerk hou nie. Ek sê, wat die Here vir jou instoor het, kan jy nie in 'n boks sit nie, man. Jy kan nie. That's why God does not give you the control of your next season. Dis 'n God se hande. Hy weet wanneer jy reg is vir die volgende groot ding in jou lewe. Amen. Woo. En Pieter, hulle kan sê wat hulle wil. Sometimes we have to lose everything in order to gain everything. Amen. Oh. Ek het jou gesê, as moet by die huis bly. En ek sê, Here, daar moet iets meer wees. Wat Jesaja 62 challenge my. Hy challenge my. Hy sê, julle, wie die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Ag, heerlikheid. Dis nie dat God vergeet nie. Hy wil hê jy moet vergeet nie. God weet dat jy's die kop en nie die stert nie. Hou op operate asof jy die stert is, hoor. Hou op altyd sê, Here, daar raak ons, we get so spiritual about things that doesn't work out. Jy het al jou planne, dat boomerang het, then you get spiritual about it. Ek is alleen, hoor. Ag, pastoor, ek moet dan net vir jou sê, dat bewe ons mos nou. Ek wil net vir jou sê, pastoor, dat eintlik is ek baie dankbaar vir die min wat ek het. Ek is ook dankbaar, want jy sit met jou banksak en met jou 2 liedjies in. Hulle gaan nie verstaan nie, hulle was nie hier nie.
En oral waar jy loop jy met jou plastic banksakkie, met jou 2 liedjies van blessing, en God sit 'n watermeloen langs jou sakkie, en sê, weet jy net weet wat het ek vir jou instoor, as jy net weet wat het ek vir jou instoor, ek gaan 'n ding sê in die gees, as jy het vat, dan vat jy dit, as jy het losgeef vir jou langs jou, hy wil 'n double portion hê. Maar ek wil vir jou sê, dat omdat daar 'n plek in Heidelberg is, wat lief is vir die salwing van die Heilige Gees. Hoor jy wat ek wil sê? Maak God hierdie kerk nie vas aan die ekonomie van Suid-Afrika nie. Kom aan, kan iemand in die Here prys? Hy is die God wat sê. Hy sê, Jakob het Josef liewer gehad as al sy slavinne, sy seuns. But sometimes when you have favor, you will bounce, knock wat ook al, with envy. Wat nie almal is bly as die Here jou begin seën nie, hoor, oh my goodness. Ek sê nie almal is bly as if God elevates your anointing. Nie almal is bly dat jy nie dood gegaan het van daai kanker nie, hoor. Nie almal is bly that you just keep on bouncing back. Jy het nou die een dag het jy 'n retrenchment brief by jou werk gekry en volgende week is jy sommer die baas van daai selfe company. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek probeer vir iemand sê, luister gou baie mooi. Laat ek net gou na Josef toe gaan, want hierdie gaan iemand vanmôre bless. Sê gou 'n bietjie amen. En God praat met my van bloed tot nou. Van bloed tot nou. Alles wat jy het, jou gesondheid wat jy het, jou redding wat jy het, jou vrymaking wat jy het, is nie omdat jy goed is nie, it's all about the blood of Jesus. Is dit reg? Pastoor, kan ek maar oor die bloed preek? Jy kan nie by alle plekke oor die bloed preek nie, because the blood of Jesus does not cover your sin, it removes your sin. Ja. In the Old Testament, the blood covered the sin. But with a new covenant and the blood of Jesus, it doesn't cover your sin. Come on. That's why, Charles, you get people that will call you by your sin, but God calls you by your name. That's it, because it's about the blood of Jesus. Ek sê, Here, open this wide vanmôre, dat ons in hierdie kerk in Heidelberg sal hoor. Kyk man, ek ry van 'n reis terug, oor môre. Reis terug KZN toe. Ek ry terug want ek lus is vir curry. En dit is so 3 keer 'n week. Hoor gou baie mooi. Van bloed tot bloed. En ek sê, Here, ek is baie dankie vir die woord wat U gee. Luister, ek wil moet asseblief in die naam van die Here wat leef, nie vanmôre hier uitstap en sê, daai pastoor is goed nie. Niemand is goed behalwe God nie, hoor. Asseblief, kan ek dit sê? Niemand is goed. Ek soek geen eer nie. Hierdie pastoor soek geen eer nie. Daai pastoor, ons soek nie die eer nie. Ek wil nie iets vat wat aan God behoort nie, hoor. Dit behoort aan die Here. Maar laat ek jou vertel, toe sê ek, Here, wat is daar in U woord, wat ek nie raak sien nie, wat ek mis? Ek sê, Here, daai tyd, 26 jaar, 24 jaar in die bediening, toe sê ek, Here, wat is daar, wat ek mis? Here, Here, dit is so lekker, as ons sing, dan werk dit, as ons spring, dan werk dit, alles werk, Here, maar daar moet iets weet, Here, wat as U woord sê, dat die Heilige Gees ondersoek die dieptes van God, die Gees van die Here, ondersoek die dieptes van God. Here, waar is ek? Want ek het kerk gemaak in 'n boks. Sing 3 koortjies, nie te hard nie. Pastoor, jy het 25 minute. Maar ek sê dan nie vir julle, en ek sê vir luister, jou antie man. Jou antie, hoor. Jy was nie daar toe die Here my gered het nie, hoor. Jy was nie daar toe die Here hom uitgeruk het, soos 'n brand in die vuur het. Is daar 2 ontslapenes vanmôre wat op hulle voete wil staan en sê, you ain't seen nothing yet. Ek gaan die Here vanmôre dien in hierdie plek, of die duivel daarvan hou of nie. Come on, is dit net ons? Come on. Hey.
ek spring nie, omdat jy wil hê ek moet spring nie. Ek klap in my hande, omdat jy wil hê nie. Ek klap my hande, want die Here sê toe vir my 7 jaar terug, you ain't seen nothing yet. Niks. En meneer worry, nou die diens is jy 150 gram ligter. Word gaan baie mooi. En ek dink God se kinders, die kerk, die bloedgewaste kinders van die Here, is moeg vir opinies. They want revelations. Nee. Come on. Man, ek is so moeg dat elke ou sy ding preek wat hy dink is reg. Dis tyd dat ons weer begin preek wat God sê ons moet preek. En so sê die Here en weer begin praat. Come on. Dis tyd dat ek sal ophou preek my oortuigings en God se oortuigings begin preek. Hey! As ek by die regte kerk, ek wil vir jou sê, wat 6000 jaar terug sonde was, is nog steeds sonde. Hoor jy wat ek vir jou sê? En is tyd, pastoor, dat die kerk weer sal haat wat God haat. En sal lief kry wat God lief het. Die Here sê vir my, daai tyd, ek gaan dinge vir jou gee. Hy sê, maar het gaan kos, dat jy sal moet meer bid. Jy sal moet voor my aangesig lê in jou binnekamer. Ek dink daar's te veel binnekamers van die kerklede wat spinnerakke op het. Amen. Man, ek het op 'n tyd gekom waar ek moeg is. Ek like om wat te doen. Gaan doen huisbesoek en sê, gaan haal jou Bybel. Dan moet jy hoor skarrel hulle. Hulle skarrel, hulle soek hy Bybel hoor. Vrou, wat ons Bybel gesit? Man, jou naam nat, hy ding net onder jou tydskrifte. Jy is nog weggesteek. Jy is so besig met sonde. Jou Bybel is nie meer by jou bedkassie nie. En al die goeders. Ek kom eendag by huis, jare terug, ek soos jonk in die bediening. Dit het nog gedink, ons moet alles doen. Ek doen nou 1/10 van wat ek gedoen het, hoor. Ek is nie meer slawe van mense nie. Ek werk nie vir 'n kerk nie, ek werk vir die Here. That's it. Ek kom nou so na, how stupid can a devil get? Dit lyk of hulle rookoffers bring aan Agab se vrou. Hulle trek hy leksie dit en nou so kop so knak soos hy hom trek. Maar die gordyne is oop, maar die kantgordyne is oop en die ligte is aan. How stupid can you get? Want my Bybel sê wat jy in die donker doen, sal God in die lig uitbring. En ek kyk so ek staan, ek kyk op my kar. Man, dit trek, dit lyk asof hulle offers bring. Ek sê my vrou wat? En ek sien hoe maak hy kantgordyn oop. Ek sien pastoor. Toe loop ek hom soos 'n krygsman hoor. Na huis toe. Luister, ek klop. Ek weet nie wat dit al gespuit het. Van Ouspas tot Doem. Ek praat vanmôre oor die God van Josef. Luister, baie mooi. Toe hy deur eindelik oopmaak. Hi pastoor, ons praat nou net van julle. Ek wou nog sê, julle het ons seker geoffer. Ek dink die kerk moet weer op 'n plek kom waar sonde genoem word. En wat reg was reg genoem word. Jy gaan nou vir sê, jy verstaan nie nou wat ek vir jou probeer sê nie, maar ek wil vir jou sê vanmôre, vir my, en vanaf die Here wat by gewerk het hierding, is dit vir baie moeilik om terug te gaan. Nou jy binnekykie klein, jy weet Jesus maak my hartjie rein. En jy weet jy het hierdie routine en jy het hierdie dingetjie wat jy doen en jy baie keer doen ons dingetjies and we think it makes us holy. Pas so gaan jy met bid, ek raak al hoe meer alleen, hoor. Wat ek wil vir u sê, hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 5 in die Amplified. Hy sê, now he who has made us and prepared us for his very own purpose is God, who gave us the Holy Spirit as a pledge, a guarantee, a down payment. Nee man, a down payment, what is so? On the fulfillment of his promise. Julle was gisterand hier, Johannes 14, ek gaan om vir jou 'n plek te berei.
En as ek gegaan het, kom ek weer om jou te kom haal, sodat jy kan wees waar ek is. Is dit nie waar ons nou is nie? Pastoor, hulle moet my verdra hoor. En bebid my en doen net wat jy wil. Maar ek wil jou sê, dis die profesie waarvoor ek wag. En dis daai profesie dat Jesus gaan terugkom. Halleluja. Hy het dit gesê. Kan ek gou 2 mense kry om die Here te prys? If God said it, I believe it, and that settles it. Kan ons die Here prys in hierdie plek? Amen. That's the promise. That's the promise. En dit is vir my 'n wonderlike ding. Jesus was 33 jaar op hierdie aarde. 33 beteken belofte. Amen. Wie van julle glo vanmôre dat alles wat hy gesê het is ja en amen? Hè? Come on. If God said it, I believe it, and that's it, is it. Amen. Hy was 33 jaar op die aarde. 33 beteken belofte. Vir die eerste 30 jaar het dit geblyk asof God hom wegsteek. 30 beteken bloed. Vir 3 jaar preek hy so erg. 3 beteken opstanding. Amen. Ja, ek like hierdie goeie so. 3 beteken opstanding. Hy was 3 dae in die graf, beteken opstanding. Ek wil gou vir hierdie kerk sê in Heidelberg, dat geen mens kon hom doodmaak nie, hoor? Nee, ek kan wel, ek gaan nie alleen kerk hou nie. Ek sê, geen mens kon hom doodmaak nie. Hy sê, Charles, hy sê, ek sal my lewe self af lê. Maar ek sal hom ook optel. En nou wil ek vir Heidelberg sê, ek weet met wat jy gees julle besig is, want ek vir die selfde besig, if the same spirit that rose Jesus from the dead, it will quicken your mortal body. Kyk gou vir my, die feit that you keep on bouncing back, is omdat jy goed is nie, jy het lewende gees binne in jou, that keeps on picking you up. Maar die kerk is in 'n boks, wat ons dink dat dit is hoe dit moet werk. Hoor gou baie mooi. En net so by the way, 33 jaar vir God is, ag, ek het dit al so baie gesê, Pieter, as jy vat dat 1000 jaar soos 1 dag, dan was Jesus bietjie meer as 2 dae terug gekruisig. Ag, ek wil vir hierdie kerk sê, his blood is still flowing. His blood is still flowing. Daar is my skoonseun pastoor en hier is ook in die bediening. Ek eer die Here, dat al my kinders die Here. Ek is bly dat al my kinders werk vir die Here. Maar hoor dat die pastoor vir jou sê, hulle weet, ek weet waar hulle staan, ek weet wat hulle sing. Kelvin en Angelique is daar by Kruiskyk, daar by pastoor Clemens, hulle daar in Somerset, aanbid hulle daar, hulle is betrokke daar met die praise and worship. Weet jy hoe lekker is dit om te sit, pastoor, en ek kyk op televisie, en ek sien my kinders is besig om vir die Here iets te doen. Luister, hoor wat die pastoor jou vertel, ek kan jou 'n paar stories vertel, maar ek wil vir jou sê, if you have the favor of God, like Joseph had the favor of the king, you will have enemies. Ja, halleluja. Oh, you will have enemies. Ek weet nie, ek doen die regte preek vir die regte kerk nie, maar elke kerk het 'n tannie kwee oor alles. As die klankie te hard is, die singer te veel. As jy te veel sing, die preek die pastoor te lank. En as jy dit gebeur, as die matte te sag en die stoele te hard. As die stoele te sag is, die matte nie reg nie. En dan 'n kwee oor alles. Weet jy, ek op my lekkerste kerk, is daar so 'n paar kwee voeltjies in die kerk sit. Want ek irriteer die rook uit hulle uit, hoor. Want ek gaan nie stop, want hulle wil ek moet stop nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? I have the favor of God. You have the favor of God. You will have enemies. Daar's niks so lekker as 'n goeie, ou, tradisionele Pinkster kinderstorie oor jou nie. Ai, dis hoor ek hier wat die pastoor stil raak. Wow. Daai tannie gaan sê, pastoor, jy geskinder met daai pastoor. Jy was nie gisterand hier nie. God will use the enemy to promote you.
God will use the enemy to promote you. En weet jy wat, tussen daardie kruisiging, ek wil nou terug gaan na Josef toe hoor, en vandag, of sal ek sê tussen daai gebeurtenis van Jakob, en iets gebeur, laat ek gou dit sê, iets gebeur in Genesis, en ek sê dit altyd waar ek is, elke preek, elke kerk, I cannot emphasize this enough. In order to understand the end, you need to understand the beginning. Amen. Amen. Kan ek praat soos een van ons politikuste? In the beginning, in order to understand the end, you must know the beginning. Where God spoke to the serpent. Yeah, come on. Weet jy dat die eerste profesie in die Bybel was nie deur 'n mens nie, dit was deur God homself in Genesis 3, when God spoke to the serpent. Nee, julle hoor wat ek sê nie, man. Weet jy wat sê van Genesis 3 vers 14? Hy sê, and you will sail on your belly. Ek weet of dit 'n king cobra is of 'n swart mamba nie. Hy kan net so lank op sy stert staan en sê, kaplaks! Kaplaks! And ek wil vir jou sê, it doesn't matter how the enemy stands up against you. Kaplaks! Oh, Here, kaplaks! En dit maak nie saak hoe toring daai storie oor jou uit nie. Kaplaks! Hy gaan val. Want die Here sê, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy God is. Kaplaks! En weet julle wat? Wie van julle hou daarvan om in jou binnekamer in te gaan? Al is dit op sak en as of wat ook al. To lie on your belly. Wie van julle het gevoel pas, Pieter, as jy so lê, en jy steek jou hande vooruit, en jou voete agteruit, en hy van hy vingerpunt, lê so, dan voel jy die atmosfeer verander, because that's the highest form of worship, is to lie in your belly with your arms outstretched. En ek wil vir jou sê, weet jy wat sê God vir die vyand? Ek gaan nou by die profesie kom. Weet jy wat sê vir die vyand? By implikasie. Even your rebellion will glorify my name. Oh, elke keer as die adder op sy pen seil, hy kan net so lank opstaan. Hy kan net so lank opstaan. Ek wil vir die ding waarin jy is, het 'n begin, het 'n einde. God is die begin en hy is die einde. Halleluja. Word baie mooi. Word baie mooi. En as min plekke in die woord van die Here as in die verhaal van Josef, waar jy redemption kry, jy kry verlossing. En where God says you were conqueror, you will conquer over the wealth of the wicked. You will conquer in the midst of the enemy. Come on, is dit nie waaroor Johannes 10:10 gaan nie? Ek het gekom dat jy 'n lewe kan, come on, en daar sê, hy het gekom, en jy party mense, hy sit met swybrand, hulle drink hierdie enige ding van Redtex tot enige pil, om net die swybrand weg te kry, wat, oh my goodness, wat hulle lewe gaan, oor om jou dop te hou, en hoekom nooi julle 'n pastoor, wat jy vir 2 sekondes kan stilstaan nie? Dankie dan. Dat hulle sê wat hulle wil. Amen. Dat hulle maak wat hulle smaak. Maar hierdie pastoor sê vir jou, jy was nou nie luister, hou op kerkskiep. Jy het gisterand 'n ding gemis wat jy nooit weer sal kry nie. Heerlik. Halleluja. Jy sê pastoor, hoe kon loop jy so op en af? My vrou sê gisterand, ek sê jy begin hang 'n pinkie op die einde. Ek sê ek vir dis hoeveel geld. Ek weet hoe vlieg goed. Heerlikheid. Ek is nou so, daai wat jy, as ek so kyk na die skoenveete, sien ek baie van ons broers se veetes is aan die kant van die skoene vas. But if you are blessed, you are blessed. Yeah, if you are blessed, you are blessed. Listen, en ek wil jou gou reg kry man. Listen, it's got nothing to do with prosperity. As jy soek eers die koninkryk van God, soek jou heiligmaking, soek jou gebedslewe, and no weapon formed against you shall prosper. Ek wonder of ek 2 mense op hulle voete kan kry wat sê, no weapon formed against me shall prosper. I have the favor of God. Yes. Prys sy naam, halleluja. Maar hier is 'n storie vir my.
As ek gaan aan in Genesis 37, vers 21, hoor wat sê daar, en toe roepend dit hoor, het hy hom, want hy sê, julle ken die storie van Josef gaan aan sy broers toe, bring hulle kos, en toe hy aankom, toe sê hulle, daar kom die dromer, heerlikheid, hulle wou sleg praat vir hom, toe komplimenteer hulle hom. Weet jy wat het 'n vrou jare terug vir my vrou gesê, baie jare terug, die was my dogter Angelique, een van die wat van die Kaap af is, nog net so klein gewees. Jare terug vereniging. Kan jy glo, ek het ook op 'n tyd gewerk. Ons pastore werk ons hier. Sy werk op die spoorweg. Die vrou bly oorkant ons. En sy sê vir my vrou, ek het 'n probleem met julle. Ja, het al met ons 'n probleem gehad voor ons in die bediening was, hoor. Sy sê, wat is dit? Sy sê, ek is moeg vir hierdie obsessie wat jy het met God. Dit is die grootste compliment wat my vrou nog gekry het. Dit is die grootste compliment wat my vrou nog gekry het. Kijk, ek weet wanneer om my gang van my huis te loop en wanneer om eerder buiten te gaan sit. As my vrou vat en sit daar gewip vir die duivel, dan gaan sit ek maar buiten hoor. As bang sy kry my ook beet daar met 'n besem of 'n ding. As dit so lekker as iemand 'n salwing en jy begin manifesteer. Ja, gaan jy duivel, dan gaan jy. O, Pieter, Zorro, dan sit ons maar buite, man. Ek is so bly ek beland voor hy besem in 'n geval. En as jy het 'n obsessie met God. 'n paar jaar later, 'n wit poortjie, ons die pastoorspaar daar. Kom hy sê 'n vrou by daai kerk en dan, ag ons het al jare nie gesien nie. Toe sy 'n gewas aan haar breistam. Toe klim sy na haar kar. Toe ry sy na die kerk toe waar die vrou 'n obsessie met God het. En sy sê vir daai vrou, bid vir my asseblief. En daai vrou in ons kerk bid vir haar. Sy leef vandag word, daai gewas is weg van haar breistam af. Sy leef, ag nee, jy verstaan. Daai vrou is gesond en sy's getroud en sy's happy en al die goeders. Ek gaan nie terug na, ek wil net vir jou sê, if you have God's favor, it doesn't matter what they say about you. Weet jy hoeveel mense het al jare terug gesê, ek kan nie vat dat hy pastoor so skree nie. Hulle is almal uit die bediening uit en ek skree nog steeds. How stupid can you get, man? How stupid can you get? Die dag het 'n ding gebeur, pastoor, kan ek gou jou botteltjie water leer? Die dag gebeur, ek het die dag gaan by 'n ander kerk, het ek het gou vir hulle gewys. Weet jy dat God is die kenner van die hart? Ja. Amen. Kijk, jy moet koes as ek water in my hand het, hoor. God is die kenner van die hart. Ek preek by Mooi Nooi PPK. Die Sondag, die hele naweek al gepreek. En ek preek die aand daar, die Sondag aand. En in my preek sê ek, in my preek dink ek terwyl ek preek. Kyk, 'n man kan ons multitask. My vrou sê, hulle spaghetti breins en ons het macaroni breins. Dit is eintlik werk dit nie. Terwyl ek preek, toe slat 'n dors uit my. Melissa soos daai wat jou geslat het. Sy sê, pa, my mond was so droog, ek soek my tong. Sy sê, kry jy my tong uit jou? Sy sê, dit is naby die dood daai hoor. En ek sê, Here, ek is dors. En ek check hier so. Ek gee nie om of hier 'n halwe bottel water is en of dan Sannie van die ouer huis aan hom gesuig het, maar ek was so dors, ek sou gedruk het en hy selfe bottel uit. Ek sou net dat tande uitgehaal het. Maar ek was dors, ouens. Hoor jy so? En terwyl ek preek, suster, kom hier by die gang af vir hom. Amen. Prys die Here. En dan in die 5de, hy skrik op boeglang. Want die kerk loop so af. Toe sy 'n bottel water en van lekker kry ek pres kop sy die water om en God sê maar 'n hele bottel water vorentoe. Ag nee man. Ja man. En omdat die Here my geaardheid ken, was dit 'n geseelde bottel. Thank you God, halleluja. Maar kyk, ek was so dors, ek sou gedrink het, halleluja. Jy sê, pastoor, waarvan praat jy? Ek wil vir jou sê, daar gebeur 'n paar dinge. Daar gebeur 'n paar dinge. If you have the favor of God, and my favor is omdat ek blou oë het, is bought by the blood of Jesus. Halleluja. Dit is gekoop deur die bloed van Jesus. Amen. Luister, ek sê, Here,
praat met ons. Hy sê daar in Reuben, sê, moenie hom doodmaak nie. Weet jy wat beteken Reuben se naam? Behold a son. Yes. Reuben beteken behold. Ag nee, julle verstaan nie. Weet jy dat Jesaja 9 sê, 'n seun is vir ons gebore. Die Engelse Bybel sê, behold a son is born, and he is called Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace. Dit was Reuben gewees that saved Joseph from a certain death. Hy sê, moet hom nie doodmaak nie. Hy sê, behold, a son. Yes. Oh my God, behold, a son. Halleluja. Net so voordat ek verder gaan. Is jy nie bly dat behold, there's a son. Halleluja. Ek gaan nou by dit uitkom, ek gaan jy nou bless. Hy sê, behold, a son. En die Bybel sê, hy change hulle mind net al. Hy sê, allemaal, maar moet hom net nie doodmaak nie. And the plan of the enemy just got more stupider and stupider and stupider and stupider. Hy is so dom soos grond. Wat net daarna, toe kom hulle, en Judas kom, Juda, nie Judas nie, en Juda kom, hy sê, kom ons verkoop hom. Weet jy dat het Juda was, wat in hoofstuk something in die 40, toe Josef hom oopmaak, net voor sy oopmaak aan sy broers, toe sê Josef, gaan haal julle broer Benjamin. Wat sê Juda? Hy sê, hou my in sy plek. Julle verstaan nie. Los dit vir Benjamin. Moenie vir Benjamin vat nie. Jy moet my pa gaan haal, maar moenie Benjamin vat as 'n gijslaar nie. Moenie hom doodmaak nie. Maak jy my dood in sy plek. My goodness. Oh God, ek sê, Here, help my ek hierdie preek vanmôre. En Juda beteken lofpryser. Yes. Oh, jy verkeerd. Hey, come on ouens. Reuben beteken, laat ek dit gou al hierdie goed sê. Reuben beteken, ag, dat ek alweer vergeef wat ek sê, ek kry so lekker man. Kyk my dit gou help. Wat beteken Reuben? Laat ek geskryf, behold the son. Behold the son. En Juda beteken lofpryser. Al twee werk met bloed. Nee, ek sê al twee werk met bloed. Weet jy wat maak hy? Hy haal sy kleed uit. Ek gaan hom nou weer aantrek hoor. Hy haal sy kleed uit. Hy vat 'n stok. Hy trek 'n stok, maar hy kleed binne die bloed van die lewe. En die Here sê vir my, van bloed tot nou. En die Here sê, it was Joseph's coat, but it was not his blood. En weet jy wat? Maar so hier is ek reg. En die Ou Testament het gesê, that blood has got a voice. Blood has got a voice. Devil as stupid can you get? Die oorlaat hulle sy kleed. En bloed uitdruk. En Josef vir homself nie kan praat nie. Toe praat die bloed op sy kleed. Pastoor, ek wil nou aantrek, want ek preek hier sonder 'n baadjie hier hoor. En dan val hy kleed. Weet jy wat maak hulle? Pastoor, broer. Wat is die naam? Michael. Weet jy wat? Hulle gooi daai kleed so. Dan sê, kyk hoe met jou seun is. As die vyand jou nie kan vernietig met die Vader doen, sal jy probeer vernietig met 'n leuen. En weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Vir 22 jaar loop Jakob met 'n kreet met bloed in, wat vir Jakob lig. Die bloed van bokke en stiere kon nie meer help nie. Nie eers die bloed van Josef sou help nie. Weet jy wat? Maar Josef was 'n sinnebeeld van 'n ander Josef wat sou kom.
Oh my God. My goodness. En vir 22 jaar. Halleluja, ek op my pragtige kinders daar sê, want ek sien ek baie concern met papa. Want papa sê jippie pla nou en papa sê wat. Jakob het ook so geloop. Vir 22 jaar loop hy met die kleed van Josef met 'n dier se bloed op wat vir hom lieg. Weet jy, baie keer lê jy hartseer en stort trane oor 'n leuen uit die put van die hel uit. Come on. Come on. Charles, wat het die vyand nie alles vir jou gesê van hy oog nie, hoor. Come on. Hy het vir jou gesê dit en dat, nee. Hy het vir jou gesê dis kanker, hy het vir jou gesê dis dat, nee. En weet jy wat ek ken ontlag, ons is 5 seuns, die een is nou in die hemel, hy is nou die 5de seun, nee mami, Prins Charles, van Parys. Hy is die een, wat, ag hy sê, soos 'n seun van my ma, en hulle, soms, weet jy wat, kom ek sê gou vir jou, wat hierdie pastoor vir jou sê, ons is op 'n tyd, waar bloed met bloed, bots, bam, bam, wat hoe goed Joseph ook al was, and he had a coat of many colors, that was dipped in the blood of an animal. The blood, it was not his blood, because it was not given to Joseph to pay the price. He couldn't pay the price. Luister, he was the silent messenger. En Genesis, wat gesê het, daar kom iemand beter as ek. Kyk, julle kan my like. Julle wat gisterand nie was, laat ek praat vir die ouens wat TV gekyk het. Hy was 17 toe hy verkoop het. 17 beteken victory. Hy was 22 jaar van sy pa geskei. 22 beteken the light will manifest. Hy was 39 toe hom kry in die paleis. 39 beteken waarheid. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Maar en hulle verkoop hom vir 20 silwerstukke, maar hulle verkoop Jesus vir. Kan ek jou nog 'n openbaring gee? Net omdat hy 'n boodskapper was in die Ou Testament is 'n tipe van Christus, wat vir jou sê, vat sy coins 20 en tel op in die 30 van Jesus, dan kry jy 50 en dit is 50 beteken die Heilige Gees. Oh my goodness. Is die Here nie awesome nie? Ek wil gou vir iemand die ding sê, luister gou baie mooi, hou vas. Josef beteken God sal byvoeg. Nee, ag asseblief. As hy nou gedink het, hy was geseën in die raamwerk in die klein boksie waar Jakob op gesit het, as 'n seentjie met 'n coat of many colors, en skielik dat God die water opdroog en sy eie broers draai al teen hom en die Here sê, "It's time to get you out of this box." Jy word geken tussen jou broers, maar nou gaan ek vir jou 'n ander preekstoel gee. I'm going to give you a national platform. En jy gaan staan in die huis van Farao, tweede bevel. En die Bybel sê, en die hele wêreld het na Josef gekom. Die hele wêreld het na Josef gekom. Die hele Heidelberg moet hier naartoe kom. Omdat hulle goed is? Nee. Maar omdat die Gees van die Here welkom is in hierdie plek. Dit was die leuen oor die bloed van Josef. Ek het gesê, Ruben, praat oor bloed. Juda werk met bloed. Maar hoor gou hierso. As jy nie awesome nie, dat in hoofstuk 44 van Genesis, dis waar Juda sê, koning, hy het nie geweet sy broer nie. Hy sê, ek kan alles vat, maar net nie vir Benjamin nie. Ek het gisteraan vir die suster gesê, daar by Angelique, hulle het 'n klaasjaar by Kruiskyk gepreek oor die silverbeker van Josef en al die goeters. En dat die silverbeker van Josef was 'n tipe van die Heilige Gees. Van die koning sê, Josef sê, hy sê, maar my
My silverbeker, pastoor hier. Ai, jy moet daai man se getuienis hoor van daai beker. Ek preek daai silverbeker en wit poortjie, was dit 'n wit poortjie of 'n botawel, jou geval? Botawel. Ek preek daai silverbeker, as ek daai beker uit al hard op hy. Ek maak hy beker so half vol met olie. Hulle val hy beker vol duik, elke maandag panelbeet ek hom weer reg. As 'n tipe, ek hou van manifestasie man. En hy vlug uit die, wat is dit, tent gou, kyk. So tent nie, hy vlug uit die tent uit. As jy lekker nog vast aan die Chesterfields. En hy sê, daar kom 'n skielike stilte in daai tent. En hy dog is veilig. Pas op vir hulle wat stil is, hoor, hulle is gevaarlik. En hy kom so terug in die stil tent in, toe so instap, toe ek kom met 'n silverbeker. Toe het ek, ons ek nog nou nie het, ek kry hom nooit. En die Here top, hy groot man se hele lewe, hy's vandag 'n pastoor. Amen. Ek hou 'n kamp van, ek weet nie of julle pastoor Willie Olwagen geken het nie. Hy van Springs ou en Willie. Man, hy was aan my Easterne. Ek hou 'n kamp van 'n bietjie kamp aan by Middelburg ergens jare terug toe en Willie nog hier was. En ek hou 'n kamp en daar was baie mense. En onthou ek is maar eintlik teruggetrokke. Vra my kinders en julle kan maar lag, hulle weet ek is. Maar hoor hierso. Ons doen die kamp en daar's 'n man en 'n vrou. Ek ken mos nou nie die mense nie, ek is net die gasspreker. Ek weet nie wie's daar en wie's wat nie. En daar's 'n man en 'n vrou daar. En ek preek die Vrydag aand, maak ons oop, maar hier is daai vrou wip af vir my. Die hart op sommer uit. Ek dog ons, okay, sy seker maar, ek weet nie wat nie. Maar nou, ek weet mos nou nie wat gebeur nie. Ek sien daar glad nie meer nie. Saterdagoggend, toe sien nou weer daar. Kyk, jy moet ons hier tweede kans sien, nie hoor. En toe ek toe vat ons hoor. Hey, pastoor, toe vat ons hoor. Toe hardop sy uit daai kerk uit. Maar sy hardop 'n bietjie verder. Ek weet mos nie wat gebeur nie. En terwyl ek so aangaan, toe kom sy van agter af, maar sy loop nie terug nie. So vinnig as wat sy uitgehardop het, is haar spoed 2 keer vinniger terug. Amen. Amen. Hey. En toe sy so daar kom, die derde akt van agteraf. Toe sy salwing van die krag van die Heilige Gees so erg. Sy val net daar onder die krag van die Here. En die Here red daai vrou op haar rug, op haar mat. Waarvan jy verstaan nie? Nou moet jy haar getuienis hoor. Nou was sy getuig. Ek hou van 'n ou wat op 'n keer wat ons 'n storie vertel. Sy sê wie Here wat? Ek en my man is net in hierdie kerk en ons was genooi na 'n kamp toe, dus ek hier is 'n lekker party. Hy het 'n bottel oude meester en ek het 'n bottel whisky, elke 2 kaarte sigarette. Ons het nie geweet dit is so 'n kerkkampie. Come on. Come on. Come on. Sy sê toe daai pastoor, skus, vergewe my alles. Sy sê maar toe ek gestaan daai man kyk, toe sê ek nie, hy's maler as ek, hier kom ek uit. En sy is by die kerk uit. En sy sê vanmôre sê my man, ons weet maar gaan, ons kan nou maar niks, ons maar net minder drink, ons skal oor drink, maar hier kan ons nie so aangaan nie. En sy sê die kerk sê vanmôre, sy sê pastoor, dis weet ek jy's mal. Sy sê ek het daar agter gaan sit, sy wys so, daar's so groot klip. Sy sê ek haal vir my sigaret daar in die bungalow uit. Sy sê ek is vir jou so kwaad, ek steek hom aan, ek wil hê jy moet hom sien. Sy sê ek steek hy sigaret aan. Sy sê die volgende hoor ek harts. Daai plek is so wolfhond. Daai ding is 'n mak, soos 'n skaap wat mak groot geword het. Maar sy sê pastoor, toe daai ding so aankom, toe lyk hy soos 'n beer. Hy sê dit slijm en tande. En hy hardop aan my toe, sy sê wel eendag 'n plek veilig is terug in die kerk in. Ag, kom maar. Ag, nee man. Nee, julle wat ek sê. Sy sê ek het nie uitgekom omdat ek wil inkom nie. Die Here het die leeu's op my losgemaak. Sy sê ek het op binne daai kerk in en die Here keer aan lewe op. Sy sê pastoor, ons het teruggegaan en ons oude meester by die dreins afgegooi en ons sigarette gepreek. Pastoor, waarvan praat jy? Daar was 'n ander bloed, die bloed van Jesus. Halleluja! Die bloed. En Josef, begin ek klaar maak. En Josef by sy vinger
Hy sê ek is nie Jesus nie, maar soos hulle my kleed gesruk het, gryp hulle die boekleed van Jesus. And the garment of Jesus was bloodstained. Ag nee man. Groter as die kleed van Josef. Josef se kleed was so mooi. Hulle wou skeer, hulle druk hom so nie te voete. Hulle vat Jesus in. Hulle skeer hom oor 4 stukke. Maar as jy nie verstaan wat sê 4 in die Bybel nie, gaan jy nie verstaan wat het gebeur nie. 4 beteken first creation. Ag nee. So eintlik wat hy sê, the first creation disappointed and failed me, but my blood will restore the first creation. As jy never seen it, you amaze me. Die gesindheid van Josef, toe hy sy broers na 22 jaar sien, want hulle was Ou Testament, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Weet jy wat sê vir hulle? Ek het nog 'n bietjie meer glamour bygesit. Ek sê dat jy dom wete, maar hy het nie meer sê. Hy sê, jy het by nie hier gesit. God het my voor elke leed wat jy dat dad vertel het vir 22 jaar, promoted me. Elke storie wat jy van my vertel het, seuns elke keer as jy dat pa gesien het, maar hy bebloede kleed, en hy seuns in die grond vasgekyk. Ek dink hulle kon Jakob in die oë kyk nie. Hy sê, ek sal met hierdie hartseer, sal ek graf toe gaan. En dit het gesê, pastoor, hy sê, ek sal sterf met dit. Hy sê, ek wil nie beter word nie. En hy loop aan hy kleed, and it's all a lie. En Josef sê, hy sê, maar luister, leef my Vader nog. Oh my goodness. Ek sê Here, op daai middelste kruis sê hy al die goed voor die tyd. Hy druk die doring so ver in sy skedel in. En Jesaja sê, hy sê nie 'n woord nie. Wys my een plek in Genesis vanaf hulle Josef verkoop het, wat hy gesê, ja maar. Nee, ek kan amper sê, sister, en Josef het sy mond nie opgemaak. Nou ek lees nie van 'n ander mens, soos ons, in die hele Bybel, wat daai gesindheid gehad het, wat Josef gehad het nie. Hy sê, leef my Vader nog? Hulle sê, ja. Hy sê, gaan haal. Kan ek nou net bietjie vleis bysit? Gaan haal daai leenaar. Gaan haal daai mank man wat sy eie broer verneek het. Hy kon al hierdie goed gesê het. Hy sê nee, gaan haal my Vader. Aren't you glad that God never calls you by your sin, but He calls you by your name? He knows so much about you that He's got all the reason to call out your sin, but He would rather call you by your name. Charles, isn't that grace on another level? Is jy nie bly dat jou saligheid is nie 'n pastoor Wimpie of pastoor Gert of pastoor Gelvin of pastoor Koekemoer of pastoor Pieter of wie ook al in hierdie plek is nie? Is jy nie bly dat jou genade is nie in ons hande nie? Want ek sal al jou katterige goedes wil uithaal. Ek sê, ja, weet jy wat jy dit aan my gedoen en jy het my seer gemaak. Ag, los die wêreld, ek het seer gekry. Hy sê, leef my Vader nog. Nou verstaan ek hoekom het Jesus God gekies. Ek wil begin klaarmaak. En iets gebeur baie besonders. En ek wil hê dat jy hoofstuk 48, maar jy kan maar net luister. Ek is amper klaar. Ek wil jou bless. Hoor gou hierso. En hier kom Jakob. Hier kom Jakob. Pastoor, as ek ooit weer die voorreg het
Want ek het dit graag 'n bietjie meer uitbrei oor dit. Die Bybel sê in Psalm, as jy die wie met trane saai, nie die wie trane saai nie, hoor. Die wie met. Dis iets heeltemal anderste. Do you know that Jacob sowed Benjamin with tears? Want Benjamin is al seun wat bloed van Josef se bloed was en been van sy been was. Die ander was almal stief. So, he had a soft place. Dis kom Josef gesê, gaan haal vir Benjamin. En weet jy wat? Hulle sê vir Jakob, die maghebber soek Benjamin. Hy sê, sterf sal ek sterf, maar jy gaan hom nie vat nie. En 'n lang storie kort, en hy gave Benjamin met trane. Gaan lees jou Bybel, man. He was so poor, he couldn't even pay attention. Dis arm hoor. En hy laat Benjamin op 'n ou wa met ou perde. Hy goed het 3 bene. En daar gaan hulle. En hy gee Benjamin, want hy het nie geweet is Josef nie, né? Hy gee hom vir die maghebber. Kyk vir my, gee jouself vir die maghebber. Onvoorwaardelik. Hy weet nie of hy weer gaan sien nie, maar hy so honger. Ja, amen. Amen. Dis wanneer jy weer honger is, wat geen sacrifice vir jou te groot gaan wees nie. Dit kan winter wees, jy kom nog steeds kerk toe, want jy het honger. En raai wat die Josef, hy sê, gaan haal my pa. Ag, my woorde, as jy agter daai 1932 kar wat nie meer wil loop nie, gaan haal hom met my waans en my hinkse. Waans met oorgeblaaste goud. Ag, Jesusie. Hy gee 'n stukkende ding vir die maghebber. En die Here sê vir hom 'n brand new 2025 model. Goud oorgeblaas, hy hing soos, hy hoor gou hierso. En Jakob kom. Hy ken nie sy eie kleinseuns nie. Hy sê nogal, Genesis 48 vers 8, hy sê, toe Israel die seuns van Josef sien, toe sê hy, wie is dit? Wow, wie is dit? So verwyderd was hy van Josef, want nou Josef was ons nou dood. Hoor gou, ek maak klaar. Hierdie gaan jou bless, hoor. Hoor gou so. En Josef sê, Dad, voor hy doodgaan, toe vir my een ding. Hy kon gesê het, jou skelm. Hy sê, salf my seuns. Seën hulle. Onthou, dit was Jakob, toe hulle geseën was, wat die ding gedraai het. En weet jy wat die Here, hy sê die enigste manier om Jakob te restore, is om hom weer te laat doen, en dieselfde ding, pastoor Renier, gaan terug na die ark, gaan terug na die plek, waar jy droog gemaak het, en maak het reg. Yes, amen. En wie het sê vir hom? Hy sê, yes, pa, jy het die voorreg om my seuns te seën. Hoor gou hierso, kyk gou hierso. En Josef neem hulle 2, dis sy seuns, net klein seuns. Efraim, met sy regterhand, links van Israel, en Manasse aan die linkerhand. Hoor mooi. Efraim was die jongste. Manasse was die oudste. En volgens oorlewering moet hy die oudste eerste seën. Is dit reg? En dan net die gewone blessing vir die jongste. Is ek reg? So hy moet sy regterhand op Manasse sit en sy linkerhand aan Efraim. Maar hoor gou hierso. Efraim beteken jy sal vrugvol wees. En Manasse beteken jy sal gou vergewe. Ag, heerlik. Ag, heerlike pastoor. Jy sal vrugvol wees, die jongste een, wat die tweede blessing kry. En Manasse, jy wat gou sal vergewe, jy moet geseën word. Yes, amen. En weet jy wat doen Jakob? Come on. En Jakob kruis sy arms. En hy sit die seën van vrugbaarheid op die jongste.
En die oudste sê hy, jy sal nou maar tweede moet wees, maar jy sal gou vergewe. Ja, julle, wag, dit klaar maak. Daar's God die Vader. En sy oudste seun, Jesus, as sy regterhand. Was so Gert, jy die jonger een, wat tweede moet kom, aan sy linkerhand, en God maak, deur die kruis van Jesus. Jesus, jy sal gou vergewe. Kerk, julle sal vrugvol wees. Julle sal vrugvol wees. Ek sluit met dit. If you have the favor of God, as jy die bly dat Jesus gekom, Johannes 3 vers 16, die eniggeborene seun, en elke wie in hom sal glo, en hy hang aan die kruis, en weet jy wat sê, dan leer hy sê, as jy reken hulle hierdie sonde nie toe, hy vergeef hulle. Hy sê, eintlik moes Gert en Wimpie en Roefie en jy hier gehang het, maar dankie Here, dat u die arms gekruis, soos Jakob. En hy, wie eintlik vervloek moes wees, sê Galasiërs, is die geseënde wat gekruisig word, van bloed tot bloed, tot nou waar jy nou is, vrygekoop deur die bloed van Jesus. Kan ek vra dat jy die vergadering opstaan asseblief, op jou voete, staan op jou voete, steek al twee hande in die lig op. Heerlikheid, julle ouens, daar wie staan, steek jou hande in die lig op, sê Here, my God, ek is eintlik nie veronderstel om hier te sit nie. Amen. Ek is eintlik nie veronderstel om hier te sit nie. Maar omdat dit gegaan het van die bloedkleed van Josef na die bloedkleed van Jesus, omdat God sy arms gekruis het, sodat ek kan lewe. En sê ek, dankie, sit my af, dames, skat. Sê dit daar so finish, hoor, dat ek daar finish. Halleluja. En weet jy wat, pastoor? En omdat Jesus opgestaan het,